Goeiemôre almal. Baie dankie dat julle tyd gemaak het om vanoggend hier te wees. Ons waardeer dit. Ek gaan nie lank van julle tyd opneem nie. Ek wil maar net sê, visie se ding was nou die dag vir my 'n groot eye-opener gewees. En vir my eie gemoedsrus het ek na 'n paar maatskappye goed gaan kyk. En ek glo nie in toeval nie, en so het ek op Rocket afgekom. Dit was toevallig op die groep gepost gewees nou die dag. En toe het ek met Verkryk gebel, en hy is die nasionale verkoopsbestuurder. Hy is gestasioneer op Kimberley. En ek het toe vir myself gesê, yesterday, en ek het seker maklike uur met hom gesels op die foon. En toe het ek besluit, maar na alles wat ek nou gekyk het, dit is wat ek wil hê. Dit is wat ek persoonlik wil hê. Julle kan vir julle self besluit. Maar ek moet sê, my eerste debietorder is al af. Die helikopter kan al amper land, as die nood druk. En wat ons nie hoop wat gaan gebeur nie. Maar ek het peace of mind. Ek gaan nie, hopelik nie 2-3 ure vir ambulans wag nie. Daar is wel gevalle, dit is nie, of laat ek eerder nie Verkryk vooruitloop nie. Ek gaan dit aan hom oorlaat. Dis Kryk van Rensburg, hy is die nasionale verkoopsbestuurder van Rocket, en hy sal vir julle verder nou die inligting gee. Ek neem met 'n video op, as daar vrae is agterna, vra Verkryk, en dan vir die mense wat nie hier kon wees vandag nie, gaan ek dan die video op 'n platform sit waar ons dit kan terugspeel, en dan kan die ander mense ook daarna kyk. So ons sê Verkryk, baie welkom. Dankie dat jy gekom het. Dankie baie. Dankie vir jou geduld met my, hoor, want ek kan naand wees, soos Esther sê. Daar is hy, baie dankie. Goeiemôre almal. Staan nie so goed nie. Maar ja, eerstens, ek wil net sê baie dankie vir die geleentheid. En dan tweedens wil ek sê, verskoon my Afrikaans, ek is eintlik hoogs Engels. Maar ek is nou al 5 jaar getroud, so my vrou is besig om my reg te kry. Maar ja, so ek sukkel so af en toe met 'n bietjie Afrikaans woorde, al die hoogs Afrikaans, as ek dit so kan stel. So ek mag dalk 'n Engelse woordjie tussenin kry. As ek selfs enige vrae wat jy het, asseblief stop my, vra my. Wat ek wil altyd hê, 'n mens moet daai duidelikheid hê. As ek praat, en jy moet verstaan waaroor gaan die oplossing. Ek gaan dit so kort as moontlik maak, dat 'n mens nie overload op die information of die inligting wat jy kry. So laat alles sin maak. So net bietjie van myself, ek is Kryk van Rensburg, ek bly tans op Ritchie, 30 of 35 km buite Kimberley, op 'n plot daar, wil nie in die dorp bly nie, selfde soos hier. So ek is al so 18 jaar in die ambulansbedryf. Ek het begin as 'n BHK op ambulans, so ambulansman, hulle baie mense noem hom daai tyd ambulansdrywer. En ek het vir jaar 24 gewerk vir 6 jaar. Tussenin het ek my AMA kursus gaan doen in die Kaap by Seapoort University. So ek is so omtrent so 15 jaar wat ek op 'n reaksievoertuig of op ambulans of so iets werk in die mediese bedryf. Vandaar het ek so 4 jaar terug, Mei maand hierdie jaar was 4 jaar, wat ek nou by Rocket is. Ek het daar ingekom met lak, want op my kwalifikasie mag ek nog nie op die helikopters werk nie. Ek is 'n ambulansman, ek mag nog drips opsit en adrenalien gee, maar daar sekere goed, of baie goed wat hulle kan doen, wat ek nie volgens die wet mag doen. So ek het 'n kans gevat net om by Rocket in te gaan, ek het die maatskappy leer ken oor die tyd, en ek het gesien hoe goed is hulle, en hoe ernstig vat hulle op hulle pasiëntsorg, en dit het my getrek na die maatskappy. So ek het 'n kans gevat, toe word ek 'n streeksbestuurder van die Noord-Kaap en die Vrystaat, vir verkope, en van daar af het ek dink so 2 jaar na dit, maak hulle my nasionale bestuurder. Ek bly nog steeds in die Noord-Kaap area, ek is al baie gevra om Gauteng toe te trek, maar dit gaan nie gebeur nie, so dit is een van my vereistes met my grootbaas, so laat ek hierdie kant bly. So ja, ek wil vandag vertel, ek gaan eers gou vinnig vlugtig praat oor Rocket as 'n maatskappy, en dan Rocket Connect, wat ons produk is. So Rocket as 'n maatskappy, ons is streng betrokke met die helikopters. Ons is deel van die Handley Air groep.
So die Henley Air Groep is 'n maatskappy in Johannesburg wat gewone vlugte doen, charterwerk. Ons vlieg goud, ons vlieg platinum daar in Johannesburg of in Gauteng. Ons doen wilds van oral in die land ook. En dan Rocket is deel van Henley Air Groep en ons is dan die mediese component van die maatskappy. So met Rocket self as 'n lugambulans. Ons werk met alle mediese fonds. Maar met daai mediese fonds is al baie red tape, as ek dit so kan sê. Daar's op enige mediese fonds of meerderheid van hulle gaan hulle sê jy kry toegang tot die helikopter. That's all fine and well. Die probleem is daai ouens wat die diensverskaffers is van daai helikopterdiens sit of in Joburg net met helikopters of jy moet deur hulle gaan om toestemming te kry om uit te gaan. En wat hulle wil altyd doen is, hulle wil eerstens ambulans uitstuur of hulle soek 'n dokter of iemand met 'n mediese kwalifikasie op toneel om met hulle te kan praat en sê, dit is nodig vir 'n helikopter. So daai proses vat enigiets die vinnigste, en ek gaan nie nou op kamera sê, praat van verskillende mediese fonds nie, maar die vinnigste wat ek al gesien het was 1/2 uur, om daai inligting te kry van wat 'n ambulans op toneel is of suits, vat omtrent 1/2 uur. So ons het met 'n produk so 4 jaar terug uitgekom, bietjie meer as 4 jaar terug, Rocket Connect. Wat Rocket Connect is basies ons sluit uit daai wagperiode. Ons maak self die besluit, gaan ons 'n grondambulans stuur vir 'n geval wat nie ernstig is nie, of stuur ons 'n helikopter vir 'n geval wat ernstig is. So alles ons helikoptermaatskappy, ons maak gebruik van diensverskaffers reg oor die land. So die naaste privaat ambulans tans hier is in Haatswater wat ER24 is, en dan van daar af kyk jy by Vryburg se kant, wat dan die tweede naaste is, en dan Kimberley. So die oplossing al uit daai wagperiode, dat jy nie hoef te wag vir magtiging, veral as jy nou ernstige gevalle het, 'n slangbyt, hartaanval, beroerte, verdrinking, al daai goed wat lewensvatbaar, as jy die regte woord, life-threatening is. So dit is wat ons doen om my proses vinniger te maak. So ons dokters of ECP paramedics wat op die lugambulans is, hulle maak die besluit en hulle sê, maar die is ernstig of die kan ernstig word. Kom ons stuur eerder 'n helikopter. Of dit is iets wat kan krities word nie, so ons gaan 'n ambulans stuur, want die pasiënt, dit maak meer sin om my pasiënt dan met die ambulans na 'n sekere fasiliteit toe te vat, as wat jy hom gaan vlieg. Jy gaan nie regtig tyd spaar, as ek dit so kan stel, op daai tipe noodgeval. Maar enigiets ernstig gaan die helikopter vooropstyg. Die dame, die tannie wat oom oor gepraat het nou, met die beroerte, daai sou definitief 'n flight criteria gewees het. Daar's enigste wat ons vra is baie keer as ons inbel, ons vra miskien vir 'n vinnige videoetjie, of ons vra wat is die simptome. Want onthou met 'n mediese fonds, hulle gaan vra dat jy iemand op toneel kry met 'n mediese geskiedenis of wat medies kan doen. Dan wag ons vir daai inligting. Met ons doen ons dit glad nie. So ons moet ten minste iemand op die toneel hê om te sê, maar die persoon, dit is wat hulle van kla. Hulle kla van borskaspyn. Die borskaspyn is agter in die blad of hier op die linker skouer. Hulle is naar daai tipe goed. Dit gee ons 'n indikasie. Hoe ons moet vlieg. Christiane gelukkig is ook baie naby aan Kimberley. Tans in Kimberley het ons 2 helikopters daar. Een is gekontrakteer aan die myn, maar hulle is baie generous in daai opsig. So as een helikopter besig is, hulle laat ons toe om 2 te gebruik. Veral vir primary noodgevalle. So 'n primary noodgeval is 'n noodgeval wat hier op die oord gebeur. Dan kry jy jou inter-hospital transfers, so jy is klaar in een fasiliteit en jy moet oorgeskuif word. So wat ons dan doen op so 'n geval is, as die pasiënt wel op 'n mediese fonds is, dan sal ons eers by die medies dit probeer doen. As die medies nee sê, dan gaan ons dit op ons onkoste doen, maar daar's nog steeds daar's nie daai wagperiode na ons eers by die medies gevra het. Hoekom ons dit so moet doen is, want met 'n hospitaal na 'n ander hospitaal toe moet ons nog steeds 'n dokter hê vir daai pasiënt aanvaar en een wat die pasiënt verwys. So dan moet volgens wet papierwerk in plek wees voor ons daai pasiënt mag oorskuif. Met 'n primary noodgeval, daai is uit en uit, daai oproep kom na ons toe of die panic app, ek sal nou oor hom praat,
kom direk na ons toe en ons maak dan daai besluit self en ons kan enige resource uitstuur vir daai noodgeval. Die kostes daarin, voor ek by die Panic kom, die kostes daarin is R75 'n maand per lid. En dit gee jou toegang vir die Panic app, dit gee jou toegang vir daai magtigingsproses wat nou korte gesny word. Daar's geen bybetalings. Die oplossing werk met en sonder 'n mediese fonds. So jy hoef nie op 'n mediese fonds te wees nie. Daai inligting hoekom ons daarvoor vra is, as ons jou na 'n private hospitaal toe vlieg, ons moet weet waartoe vlieg ons jou. En daar is wel hospitale wat 'n sekere fonds aanvaar en anders nie. So ons moet daai inligting ook hê wat die proses baie makliker maak. So waaroor die oplossing ook gaan, behalwe dat dit daai magtigingsproses nou verkort, is gemoedsrus. In 'n noodgeval is dit moeilik, jy kan nie altyd dink wat se diens bel ek, wat doen ek, en alles in 'n ernstige geval. Jy kan nog steeds jou paniek druk, jy kan nog steeds inbel en ons maak daai reëlings vir die pasiënt. So dan hoef jy nie rond te hardloop en jy bel een ambulans en hulle is nie beskikbaar nie, nou moet jy nog een bel. En dit dek jou binne die grense van Suid-Afrika. So nie net op die oort nie, dit is reg deur die land. So met die Panic app, skies ek nou nie 'n groot skerm nie. Ek gaan net my rekenaar skerm omdraai. So die Panic app is basies 'n stelsel, die app werk deur die Apple en die Google Play Stores. Ons gaan hom so teen die einde van die jaar, net voor einde van die jaar, gaan hy verander, ons bring 'n bietjie 'n beter app uit. Hy is baie meer interactive, hy is baie makliker om te gebruik. En jy kan vinniger kommunikeer met die beheerkamer. So jy kan tot 'n knoppie druk en hy sal 'n video neem van die pasiënt vir 5 sekondes, daai tipe ding. So daai goed gaan ons wel inbring, maar net om te wys, so ek maak hom oop, ek gaan nou moeilik vir om te sien hierso, maar hy wys my presies, laat ek hierso Christiane All Season Resort wys en nog op Google. So hy wys, ek gaan my knoppie druk, daai ene tel af van 3 af, en dan gaan hy deur, die sein gaan deur, en dan maak hy oop op die stelsel daar, en hy bring die location op. So nou hierdie boodskap gaan na 'n beheerkamer toe in Johannesburg, by die hoofdak, hulle sit al 24 ure 'n dag, so hulle is die hele tyd besig om dit te monitor. En dan kry ek as National Sales Manager, kry ek 'n boodskap vir elke panic wat deurkom. So ek weet van elke panic. En dit is net op die Rocket Connect kant. So ons het 'n kontrak met Toyota Suid-Afrika ook, daar waar as jy 'n nuwe Toyota koop of jy extended warranty kry jy ook, ek wil net seker van te gesê dat hoef nie te bel nie, so ek net seker maak. So Toyota se kliënte is ook daar. Ek dink Toyota staan so 70-80,000 lede wat op hulle kant opgeteken is. Maar dit dek jou net die value in die voertuig is. So dis nie daai wat jy buite die voertuig is, maar dit is 'n value added service met hulle. Ons is ook besig met die VKB groep, ons is besig om, ek dink, so 3,500 lede daar op te teken. Beefmaster hier oorkant is 'n kliënt van my al vir 4 jaar wat hulle kliënte is. So dit is 'n bekende, of ek wil sê eintlik dit word bekend, ek bly vergeet van die kamera. Dit word bekend in die provinsies. Ek het in die Noord-Kaap begin. Hy het baie nice versprei in die Noord-Kaap en nou is hy besig Limpopo, Gauteng word hy nou sterker daai kant. So ek het met Oom Louis ook gesels oor, daar is ander mense wat dit ook doen. So jy kry ander maatskappye wat ook selfde oplossing kan vir jou gee, maar die groot ding wat jy moet onthou, einde van die dag is die resources. Wie besit daai resources en waar is hulle? Want jy kan 'n maatskappy hê wat glad nie hulle eie ambulanse of lugambulans het nie. Dan is dit eintlik 'n probleem, want hulle kan daai belofte aan jou maak tot en met 'n punt. Maar as al diensverskaffers nie beskikbaar is nie, kan hulle niks daarna doen. So met ons sit met die helikopters op Rocket se kant en dan die infrastruktuur van die ambulanse landswyd. As omtrent so 650 privaat ambulanse wat kan gedispatch word op enige tyd. So met dieselfde, jy kry armbandjies, ek het myne vergeet vandag, maar daar's wel armbandjies wat jy kan bestel, dit soos jou ice bracelets, so as jy in 'n motorkar ongeluk is, of iemand nie seker jy is 'n lid nie, ek dink hulle begin op so R210 vir die bandjie, en hy het jou inligting daarop, so as enigiemand jou kry, hulle gaan onmiddellik daai nommer kan bel,
en vir ons sê dis die lid uit jou geboortedatum en jou naam en van op. Maar dit is net 'n ekstra as jy hom wil hê. Lede kry ook die stickers, jy het 'n Rocket Connect sticker wat sê jy is 'n lid wat in die voertuig gaan. Die rede vir hulle is ons praat met al die diensverskaffers reg die land en ons sê vir hulle as jy by 'n ongelukstoneel kom en iemand bewusteloos is of kan nie goed met hulle praat of te mekaar is, kyk vir daai sticker, bel ons as jy daai sticker kry. So dit doen ons, daar's 'n ouetjie wat eintlik aangestel as nasionaal wat net met ambulansdienste werk. Hy gaan rondom Meisal, Weskaap, KZN, Gauteng, Noord-Kaap, Noordwes, oralste. En hy gaan maak seker dat ons bewus is van die. Jy sal ook sien van die ambulansdienste het ook ons stickers, so groot Rocket Connect sticker agter op 'n ambulans. So hulle is dan ook authorized providers van ons wat mag uitgaan. Hulle word ook deur 'n goedkeuringsproses gaan. Hulle moet geregistreer wees by die Department of Health. So dis nie 'n fly-by-night ambulansdiens as ek dit so kan verduidelik. Hulle moet elke jaar deur 'n proses gaan en hulle ouens moet gekwalify wees by die HPCSA. So ja, daai is die land van dit, as ek dit so kan verduidelik. Maar as daar enige vrae rondom dit, dan dink ek sal meer goed kan oopmaak en verduidelik. Mag ek as 'n paar vrae? Ek het een vraaggie vir my klaar geantwoord. Daar's 'n helikopterdiens in Kimberley wat redelik naby aan is. My tweede vraag is, okay, dit al het jy nie 'n